ons die KWJ en KBJ gaan oorboek. Nou, by my KWJ gaan ek altyd bank debiteer. Want my bank word meer, so ek gaan altyd om debiteer en dan die res van die transaksies gaan gekrediteer word behalwe koste van verkope en ons gaan nou koste van verkope gebruik. Hy word ook gedebiteer, maar hy kry 'n maatjie by handelsvoorraad. En hom gaan ons altyd krediteer. Okay, so ons gaan ons bank toe gaan en dan gaan ons aan die debietkant gaan en sê, want bank is 'n bate, so dit word meer aan die debietkant. So ons gaan die datum insit. Hierdie is nou vir Julie. So laaste dag van Julie, dit het 31 dae, Julie 2026, dis die 31ste. Al die geld wat ons ontvang het by die bank is totale ontvangste. En dan gaan ons sê KWJ, dis KWJ 7, en dan gaan ons die bedrag wat by bank is gaan insit. So die bedrag by bank is 202, dis KBJ, is 165.880. So 165.880. En dan gaan ons koste van verkope ook aan die debietkant gaan sit. Dis 'n uitgawe, so dit word meer aan die debietkant. Ons gaan ook sê Julie 2026, dit gaan die 31ste wees. En dan gaan ons hierso sit, koste van verkoop is 'n maatjie se naam, so dis handelsvoorraad. Ons gaan ook sê KWJ 7, en ons gaan kyk wat die bedrag is. Die bedrag is 57.320. 57.320. Dan gaan ons ook na sy maatjie toe gaan, handelsvoorraad. Hy is ook 'n bate, maar omdat ons verkoop het, word ons handelsvoorraad minder. So dit gaan minder word aan die kredietkant. So eintlik hierdie twee transaksies, een word gedebiteer en een word gekrediteer. So ons gaan ook dan aan die kredietkant sê Julie 2026, die 31ste, ons gaan sy maatjie se naam hier sit, soos koste van verkope. En dan gaan ons sê KWJ 7, en dieselfde bedrag wat ons hier gesit het by koste van verkope, gaan ons by handelsvoorraad sit. Okay. Dan is ons klaar met die KWJ, want ons die ander transaksies wat ons kan oorboek nie. Dan gaan ons na die KBJ toe. Nou as bank, by die KBJ word my bank minder. So my bank gaan gekrediteer word. So bank word gekrediteer en al die ander rekeninge gaan dan gedebiteer word. Ook handelsvoorraad. Maar hierso gaan ons net handelsvoorraad gebruik, maar ons gaan nie koste van verkope bysit nie. Want wat gebeur is, ons het handelsvoorraad aangekoop, so my bank het minder geword. Dit is nie dat ek koste van verkope het en sy baadjie handelsvoorraad moet bysit nie. Dit is twee rekeninge, bank word minder, handelsvoorraad word meer. Handelsvoorraad is 'n bate, so hy gaan meer word, so ons gaan sê Julie, en hy word meer aan die debietkant. So
So ons gaan sê Julie 2026, dit gaan die 31ste wees. Ons sê dan bank, omdat hierdie geld uit my bank uitgegaan het. Ons sê KBJ 7 en dan die bedrag is 151,300. Dan gaan ons na my bank toe gaan. Bank word gekrediteer. So ons gaan sê Julie, dis nie by bank nie, Julie 2026, dit gaan wees die 31ste. Totale betalings. KBJ 7 en ons het meer geld uitgegee die besigheid as wat hulle ontvang het. Ons gaan ook nie salteer nie, want julle het nie nodig vir die eksamen om te kan salteer nie. En dit is hoe ons oorboek. Dan een ding wat ek vergeet het, is ons het verkope ook by die KBJ. Daar wat het ek gesê, bank word gedebiteer en dan word al die ander rekeninge gekrediteer. So ons moet net verkope gaan krediteer. Verkope is in elk geval inkomste. Inkomste word altyd meer aan die kredietkant. So ons moet hierdie gaan skryf Julie 2026, die 31ste. Hierdie geld wat ons ontvang van verkope gaan in my bank in. So KOJ, dit is 7 en die bedrag is dan 85,980. 85,980. So, al wat julle moet onthou is by die KWJ word bank gedebiteer, al die ander rekeninge word gekrediteer, behalwe koste van verkope, hy word ook gedebiteer, maar hy kry 'n maatjie by handelsvoorraad wat gekrediteer word. By al die rekeninge gaan skryf bank as my besonderhede, behalwe by koste van verkope waar ons sy maatjie se naam gaan skryf handelsvoorraad en dan by handelsvoorraad koste van verkope. By my KBJ word bank weer gekrediteer en al my ander rekeninge word gedebiteer en dan gaan ek net moet skryf by al die ander rekeninge bank is my besonderhede en onthou dan net by die diverse rekening rekening by my KOJ en by my KBJ dat die transaksie, die dag waarop dit plaasgevind het, moet in my algemene grootboek wees. So ek gaan nie die laaste dag van die maand skryf by die diverse rekening nie, maar die dag waarop die transaksie plaasgevind het.